Goeienaand, dis Sondag aand en jy's ingeskakel hier op die Huis van Wonderwerke se bladsy. Dis net na 6 en dis ook my voorreg vanaand om net 'n woord met ons almal te deel. En ja, ek groet julle uit Kreersdorp met goeienaand. Dis 'n cool wintersaand en ons bure het besluit dis nou die tyd om 'n bietjie op hulle sypaadjie te werk. So ek vra sommer by voorbaat om verskoning as julle dalk een of ander geraas hoor of as die honde het 'n keer gaan. Ja, so ons gee net 'n oombliekie kans 'n paar mense om te join, dan kan ons wegval met vanaand se woord. Hierdie is altyd so awkward tyd wat mens moet nou half 'n filler hê en jy moet nou nog gereed maak vir jou woord, maar jy moet nog wag vir mense om live te kom of online te kom. Goeienaand Janelie, baie welkom. Goeienaand Louise, baie welkom. Ons gee net nog so 'n oombliekie kans en dan val ons weg met vanaand se woord. Ja. Goeienaand Sonja, baie welkom. Goeienaand Leandra, baie welkom. Hoi Lucas, hoi Lelani, hallo Lukie. Baie welkom. Ons gee nog so 'n oombliekie kans en dan kan ons wegval met vanaand se woord. Goeienaand Gregory. Nou ja, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam en dan val ons weg met vanaand se woord. Goeienaand Johan. Abba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het vanaand, Here, net om te kan stil word en U te kan erken as God en Koning, Here. Dankie vir U goedheid en die guns en die genade. Here, dankie vir U woord vanaand, Here, en dankie dat U tot ons harte spreek, Here, en dankie dat U vir onsself die openbaring bring, Here, en dankie dat U self ook die water in ons hart, die saad in ons harte water gee, Vader, en dankie, Here, dat ons net weet U is in beheer. En Heilige Gees, dankie dat U van persoon tot persoon en van huis tot huis beweeg, Here, wat nou ingeskakel is en wat hierdie boodskap hoor, Here, en dat U ook, Here, net U werk sal doen, die werk sal doen wat in ons harte nodig is, Here, en dankie dat U elkeen van ons ontmoet op daai plek waar ons U nodig het, in Jesus naam. Amen. Amen. Er het nou sommer 'n hele paar mense gejoin. Goeienaand, my skat, hallo, Janelie is weer terug, Johannes weer terug. So, vanaand wil ek die vraag vra, waar is jou skuilplek? Ja, waar is jou skuilplek? Goeienaand Oom Piet. Goeienaand Madeleine. Nou, Psalm 91 is seker na Psalm 23 een van die gewildste en geliefde psalms in die Bybel, nee? Want Psalm 91 spreek direk tot die hart van mense wat onsekerheid, vrees of selfs gevaar beleef of ervaar. En die Psalm herinner ons spesifiek daaraan dat dit 'n veilige plek is, nie in omstandighede nie, maar in God self. Ek wil dit weer sê. Hierdie Psalm herinner ons dat daar 'n veilige plek is, nie in omstandighede nie, maar in God self. Ek sien die venters is in die huis. Goeienaand venters, baie welkom. So Psalm 91, nee. So as jy gewonder het waar is Psalms, dis 'n boek in die Ou Testament, net voor die boek Spreuke, en ons lees vanaand uit die 91ste hoofstuk uit. So die 91ste hoofstuk kom net na die 90ste hoofstuk, nommer 9:1. So, Psalm 91 sê, die opskrif sê, in die beskerming van die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vere en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag nie, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, of vir die siekte wat die middag verwoes nie. En al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe sal dit nie aankom nie. En dan vers 8 sê, net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap,
Die jong leeu en die slang sal jy vertrap. En vers 14 sê, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. En vers 16 sê, met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. So, dit is baie belangrik wat ons hierso in hierdie Psalm lees, want die Psalm begin met 'n baie kragtige belofte, né? En die woorde, dit begin met, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Nou hierdie is 'n baie belangrike beginsel, want in hierdie vers lees ons, actually prophetically sien ons dat hierdie beskerming is gekoppel aan verhouding. Want dit gaan nie net daaroor om God te ken nie, maar dit gaan daaroor om by hom te woon, geestelik, om naby hom te leef en om in ons lewens te kan vestig. Nou die beeldspraak of die beeld of die metafoor van 'n skuilplek of van 'n skaduwee wys op rus, dit wys op veiligheid en dit wys beslis op nabyheid. Nou God nooi ons nie net om te besoek wanneer ons bang is nie, maar hy nooi ons om voortdurend in sy teenwoordigheid, in sy goddelike teenwoordigheid te leef, né? Nou God is my en jou persoonlike toevlug, want vers 2 sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek kan vertrou. Nou let net op hierdie persoonlike taal van vers 2, want daar staan my toevlug, my God. So as ek nie 'n verhouding met God het nie, kan ek sê hy is my toevlug. As ek nie 'n verhouding met hom het nie, kan ek sê hy is my God. Maar net 'n vraagie wat ek sommer net verniet daar ingooi vanaand. Nou, ek en jy weet, maar ons baie mense daar buite wat dit nie weet nie. Geloof is nie net 'n teorie nie. Geloof is nie net 'n teorie nie, dit is 'n verhouding. En wanneer die storms kom, is dit hierdie persoonlike verhouding, hierdie persoonlike vertroue in 'n lewendige God, wat ek kan noem my God, my toevlug, wat ons staande hou. Nou, ons almal het plekke waarin ons hardloop wanneer ons bang is, né? Dalk is dit na mense toe, dalk is dit na geld toe, dalk is dit na 'n casino toe, dalk is dit na sekuriteit toe. Maar hierdie Psalm roep ons om God eerste te stel en te kies as ons ware toevlug. Nou, ons doen dit want daar is beskerming te midde van die gevaar. En ons lees dit, hierdie Psalm ontken glad nie dat daar gevaar is nie. Inteendeel, hierdie Psalm noem goed soos die strikke van die voëlvanger. Nou, ek het nogal gesmaal toe ek dit lees, 'n bietjie dieper gaan delf en gaan ondersoek instel, die strikke van die voëlvanger, want in daai tyd het hulle voeltjies gevang, so hulle het strikke gestel. Ja, sulke goed ken ons eintlik nie meer vandag nie. Die ander goed wat daar gepraat word in hierdie Psalm is die dodelike pes, nagtelike verskrikkings en pile wat vandag vloei, of wat bedags vlieg. En dit wys vir ons, geloof beteken nie dat ons probleme verdwyn nie. Dit beteken net dat ons nie alleen is in die middel van ons probleme nie. Nou God se beskerming is partykeer fisies, dis amper altyd geestelik, maar is altyd werklik, want God is teenwoordig, selfs wanneer ons wêreld of die wêreld om ons wankel. Want daar is ook 'n verskil tussen my wêreld en die wêreld. Nou vers 5 sê, ek en jy hoef nie te vrees vir die verskrikking van die nag nie. En vrees is beslis een van die grootste uitdagings van ons tyd. Maar hierdie Psalm leer ons dat vrees nie 'n plek het nie, want dit maak plek. Ons moet plek maak vir vrede wanneer ons besef by wie ons is. Want jy kan nie in vrees lewe en vrede hê nie. En jy kan nie vrede hê maar vrees nie. So wanneer jy kies om op jou God, op jou toevlug, op jou rots te vertrou, het jy goddelike vrede en dit verplaas hierdie vrees wat van buite af kom. Nou, wanneer ek en jy fokus op gevaar, groei hierdie vrees. Ons voed vrees wanneer ons daarop fokus. Maar wanneer ons op God vertrou, wanneer ons op sy woord vertrou, wanneer ons vertrou of fokus op ons verhouding met hom, groei ons vertroue in hom.
En verder, vers 11 sê, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Nou, hier sien ons dat God selfs onsigbare middele gebruik, om ons te beskerm. Ons verstaan nie altyd hoe hy werk nie, maar ons kan beslis seker wees, dat hy werk nie. En vertroue, of die beloning, is eintlik maar vertroue. Die beloning van 'n verhouding, een van die belonings is vertroue. En die Psalm eindig met God se eie woorde, want hy sê, omdat hy my liefhet, sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, want hy ken my naam. En hier word die kern, die middelpunt baie duidelik, 'n liefde vir God, kennis van 'n lewendige God, vertroue in 'n lewendige God. En dit is die fundament van 'n lewe onder sy beskerming. Nou, Psalm 91 is nie 'n waarborg vir 'n probleemvrye, dis hy. Psalm 91 is nie 'n waarborg vir 'n probleemvrye lewe nie, maar is 'n belofte van God se teenwoordigheid in elke situasie wat ek en jy mag encounter. En die vraag is nie, sal daar probleme wees nie. Die vraag is, waar woon jy wanneer dit gebeur? Lewe jy in die skaduwee van die Almagtige? Waar woon jy wanneer hierdie probleme gebeur? Nou Psalm 91 vers 11. En ek graag vir ons lees uit die Amplified uit. Net eens kyk, op die regte Psalm, daar is hy, vers 11. For he will command his angels in regard to you, to protect and defend and guard you in all your ways of obedience and service. They will lift you up in their hands, so that you do not even strike your foot against a stone. You will tread amongst the lion and the cobra, the young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he set his love on me, therefore I will save him. I will set him securely on a high, because he knows my name. The confident trust, and he relies on me, knowing I will never abandon him. No, never. Hoe awesome is dit nie, want dit is die Here wat self hier praat, nie? Hy sê, he confidently trusts and relies on me, knowing I will never abandon him. No, never. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With a long life, I will satisfy him, and I will let him see my salvation. Amen. Hoe awesome is dit nie om net te weet, die Here is by ons, hy is in ons, hy is om ons, hy is oor ons. En daar is so baie goed wat hy vir ons gee, sy goddelike beskerming, sy goddelike toevlug, 'n skadu om in te skuil wanneer dinge vir ons te veel raak. En dit is so awesome net om te weet, hierdie lewendige God ken my en jou by die naam. Hy het ons geroep. Hy het 'n behaag met elkeen van ons. En maak nie saak wat in die wêreld daar buite gebeur nie, want jy moet onthou, dinge in my wêreld gebeur, dinge in jou wêreld gebeur, dinge in die wêreld daar buite gebeur. En die dinge wat daar buite in die wêreld gebeur, is goed wat nog nooit gebeur het nie. Lande wat mekaar aanval en ons kan nie kyk en ons kan negatief raak, of ons kan fokus op die allerhoogste, sodat ons geplant is by sy waterstroom, sodat ons in sy ewigheid, in sy voortdurende alomteenwoordigheid kan rus en kan skuil wanneer dinge in die wêreld om my of dinge in my wêreld begin skud. Amen. Dit is vanaand se woord. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Kom ons sluit net ons oë. Aba Vader, dankie Here dat U ons skuilplek is. Vader, help ons Here nie net om na U toe te kom in tye van nood nie, maar help ons Here om ook voortdurend in U teenwoordigheid te leef, Vader. Leer ons om te vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan nie. Dankie Here dat U ons beskerm, dat U ons lei en dat U ons nooit verlaat nie, Here. Dankie Here dat U by ons is, dat U om ons is, dat U oor ons is en dat U vir ons is, Vader. En dankie Here dat ons 'n onbekende week in 'n bekende God se hande kan plaas, Here. En dankie dat U is wie U sê U is, Here. And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto You, because it's all about You, Jesus. En almal sê, amen en amen. Geseënde aand verder, tot ziens.